So kom ons kyk na die wapenrusting. Miskien is dit belangrik dat jy Efesiërs 6 vers 10 tot 20 deeglik deurlees. Maak notas, skryf langs die kant wat jy lees in elke vers en elke afdeling van die geestelike wapenrusting wat jy daar raak lees. Nou daar's 6 items van die wapenrusting waarna ons nou gaan kyk. Onthou, hierdie is 'n oorlog. Ek wil jou tog uitnooi. Ons kan nie in te veel detail hier ingaan nie. Wil jy nie die Bybelstudieboekie Dis Oorlog gaan aflaai op www.biblestudy.co.za nie. Daar's die hele reeks en ons hanteer daar in detail elke aspek van die geestelike oorlog wat ons doen. Hier doen ons net 'n opsomming. Gaan kry dit daarso. So kom ons spring weg. Die eerste artikel of eerste item in die geestelike oorlog wapen toerusting wat ons het, is die gordel van waarheid. Nou, miskien lyk ons klere bietjie anders as wat hulle klere gelyk het. So, as jy nou kan, gaan Google 'n Romeinse soldaat en kyk hoe lyk hy. So, wanneer jy 'n Romeinse soldaat sien, dan sê jy sien hy het 'n gordel om hom. En hy het iets wat lyk soos 'n romp wat hy dra, met sulke leerstrappies wat afhang, met sulke silwergoedjies. Dit was deel van sy beskerming, maar dit was ook deel van sy rang gewees wat hy gedra het. Wat belangrik is van die gordel, wanneer hy hom styf maak, trek dit sy romp op sodat hy vinniger kan beweeg. As hierdie romp nie vas is en op is nie, sal hy oor sy eie rok val. Nou baie keer, soos wat jy weet, as die bel te styf is en jy wil eet, dan moet jy hom 'n bietjie losmaak om te ontspan. En net so die Romeinse soldaat se gordel ook gewerk. Nou, Paulus sê, ons gordel is die waarheid. Dit hou as te ware die hele wapenrusting bymekaar. En ons kan nie sonder die waarheid nie. Ons kan nie in die valsheid vir die Here werk nie. Ons moet die waarheid glo. En Jesus sê in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So hierdie waarheid is Christus. Ek en jy staan in Christus. Christus is as te ware my gordel. Dan nommer 2 is ons skoene. Ons skoene van bereidheid. Nou, dis interessant, want hierdie skoene is wat ons na die oorlogsone toe vat. Nou, die oorlogsone is nie die realm van die geestelike kant nie. Nee, eintlik heeltemal glad nie. Waartoe vat hierdie skoene ons? Hierdie skoene vat ons na die ongelowiges toe. Dis eintlik heeltemal anders as die mense sou dink. Mense dink geestelike oorlogvoering is soos wat ek vroeër gesê het, jy gaan staan op 'n hoek van 'n straat en jy bid teen die duiwel en jy gaan salf die stopstrate sodat die duiwel nie daar kan verbykom nie. Daai goed so op die kantlyn is nonsens. Hier is ons werklik oorlog voer. En Paulus maak dit baie duidelik. Ons moet die skoene van bereidheid aantrek om die wat te doen? Die evangelie te verkondig. Hoekom? Want die grootste duik wat jy kan slaan in die Satan se koninkryk is nie om stopstrate, lamppale en huise te salf met olie nie. Inteendeel, die grootste duik wat jy kan slaan in sy koninkryk is om Jesus te preek of Jesus te verkondig aan ongelowiges. Elke keer wanneer 'n siel tot bekering kom, verloor Satan se koninkryk mense. So, en brei God se koninkryk uit. Ons oorlog, hoe ek en jy aktief oorlog voer, is om die evangelie te verkondig. Wil jy aktief oorlog voer? Gaan vertel mense van Jesus. Elke keer wanneer jy iemand vertel van Jesus, elke keer wanneer jy die woord daar uitkry, is jou skoene van bereidwilligheid aan. En as jy in die straat is, jy besig om mense te vertel van Jesus. Dis die skoene. Nommer 3, die borsharnas van geregtigheid. Nou as jy 'n soldaat dop as jy sien sy bors is beskerm, want dit is iets wat nie maklik beskerm kan word nie en daarom dra jy die borsharnas. Nou Paulus sê dis van geregtigheid. Nou ons het reeds gepraat van die woord geregtigheid. Geregtigheid is eintlik iets wat Christus het. Geregtigheid sê maar in sy eenvoudigste vorm, dis om reg te wees voor God. Om reg te wees. Wanneer God die Vader na sy seun Jesus Christus kyk, sien hy geen sonde nie, hy sien geen ongeregtigheid nie, hy sien niks verkeerd nie. En in Christus kry ek Jesus se geregtigheid ook. Christus se geregtigheid word my toegereken wanneer ek Christus se offer aanvaar as my eie. So, wanneer ek hierdie borsharnas dra, dan staan ek in Christus. Ek is vry van sonde, ek is vry van die straf van sonde, ek het geen aanklag op my nie. Ek staan blaamloos voor die Vader. Dit bring ons by die skild van geloof. Die skild van geloof is belangrik. Dit is belangrik dat ek glo. En baie mense glo. Maar die inhoud van hulle geloof is baie keer verdag. So dit is nie net belangrik dat ek glo nie, maar dit is belangrik wat ek glo. As ek die verkeerde goed glo, gaan ek die verkeerde goed doen. En dit is 'n feit. Daarom moet ek seker maak, ek ken die woord en dat die inhoud van my geloof akkuraat is. Dat ek nie 'n dwaallering glo en op 'n verkeerde pad is nie. Ek kan gered wees en nog steeds verkeerde goed glo. En daarom moet ek seker maak, ek glo die regte goed. Want as ek die verkeerde goed glo, saai die vyand twyfel in my lewe. En dan het ek nie 'n werklike skuld nie. En baie mense dra valse skuld,
skulde, want hulle weet nie, hulle glo nie die regte goed nie. En ek en jy moet seker maak, ons geloof is gebaseer in Christus, is gebaseer in die woord, is gebaseer, is skrif gefundeer. Op 'n manier kan jy sê, die skuld, die gordel en die woord gaan alles saam. Dit bring ons by die 5de element, en dis die helm van verlossing. Die helm van verlossing beskerm jou brein. Nou, die brein is tog baie belangrik. As jy 'n helm dra, wanneer jy motorfiets ry, of wanneer jy fiets ry, of wanneer dit ook al is wanneer jy 'n helm dra, dan doen jy dit om jou kop te beskerm, want die kop is tog baie belangrik. Net so, wys Paulus vir ons hiermee, wanneer ons die helm dra, dis belangrik die kennis wat ek het. Johannes 17 maak dit duidelik, vers 1-3, dat die ewige lewe is om God die Vader te ken en Jesus Christus wat hy gestuur het. Dis wat die ewige lewe is. Dit gaan ook oor kennis. Ek kan nie blindelings enige ding glo nie. Ek moet ook met my intellek moet ek God dien en ek moet dit ook beskerm en ek moet hom persoonlik daar ken. En dit bring ons by die laaste ene en dit is die swaard van die Gees. Dit is die Bybel, dit is die woord van God. En dit is deur die Heilige Gees geïnspireer. Wanneer ek hierdie swaard by my het, dis wanneer ek die woord van die Here uitleef, aktief bestudeer en aktief deel maak van my lewe. Nou ons leer dat die Bybel 'n tweesnydende swaard is. Aan die een kant sny dit in myself in. Dit maak 'n verskil. So dis snaaks om te dink 'n soldaat het 'n swaard wat homself sny. En dis presies wat hier aangaan. Die woord sny eerstens in my lewe om seker te maak ek is op die regte pad. Ek glo die regte goed en ek is in die regte verhouding met die Here en ek verkondig die regte goed. En die tweede kant is 'n tweesnyder. Die ander kant van die snydende swaard is dit wat ek uitgee na die wêreld toe. Dis die verkondiging, dis die inhoud wat ek verkondig. Dit is alles gebaseer op die woord van die Here. Nou dit in kort is die wapenrusting, maar ek wil jou tog vra, gaan doen die studie Dit is oorlog. Gaan laai dit af op www.biblestudy.co.za en maak 'n deel van jou stilte tyd en jy sal geseën wees daardeur.